Morning, my group 5s. I hope you guys had a good weekend. Today is Monday, the 27th of April, and we're doing Afrikaans today. So please take out your Afrikaans books and open it at Activiteit 108, meervoud. Quickly give you boys a chance to do that. And also take out your workbook. Okay boys, so please in your workbook, draw a line and please write 27 April 2020, underline, and underneath that, Activiteit 108, and underline. So what I want you boys to do, by Activiteit 108, you're going to draw this table for me, and you're going to sort these names into this table. Okay, ek gaan nou oorslag Afrikaans doen, want dit is Afrikaans. Woordjies wat eindig op 'n E met 'n deelteken, eindig op 'n AE en eindig op 'n T. So nou kyk jy na die eerste enetjie. O, hy eindig op 'n M met 'n deelteken, so jy skryf O daar. Vla eindig met 'n AE, so jy skryf vla daar. Pligte eindig bo, eindig met 'n deelteken E, so bo kom daar. Pligte eindig met 'n TE, so eindig daar. So doen asseblief maar al daai woordjies in die tabel. Goed, dan kan ek maar omblaai. Skryf die paragraaf oor in jou werkboek en verander die woorde tussen hakies na die meervoud. So juffrou sal dit gou help daarmee. So nadat jy jou tabel nou gedoen het, laat my lyntjie oor en dan skryf jy die volgende paragraaf neer met die regte meervoude en onderstreep vir die meervoude. Jy kan dit in kleur skryf en met kleur onderstreep. Ek wil net sien waar jou meervoude is. Oliver se oog verander na O met 'n deelteken op jou E. Rek groot terwyl oupa 'n storie vertel. In die nag word nagte, het die wind erg gewaai. Sy was stikkend en hy wou dit reg. Sy dak was stikkend en hy wou dit regmaak. Hy het motorhuis toe gegaan en die lig word ligte aangeskakel. Hy het 'n saag gesoek, maar al sy saagwoord, sae, sonder 'n deelteken net AE, was weg. Hy kon nie verstaan waarin dit verdwyn het nie. Skielik het sy gesig word gesigte, voor hom gesien, en hy het vir AE, lank daaraan gedink. So skryf maar na paragraaf neer, met die regte meervoude in. Goed. Activiteit 109, direkte en indirekte rede. Ek sal die eerste een saam met julle doen. Hulle sê, beantwoord die vraag in jou werkboek. As jy nie direkte en indirekte kan onthou nie, gaan terug na les 3. Ons het dit laas kwartaal gedoen, maar ek sal julle gou herinner. Skryf die sinne in die indirekte rede. 1.1 sê, sal oupa asseblief 'n storie vertel? Vra Oliver. Nou in indirekte rede sê jy, Oliver vra of oupa 'n storie sal vertel. Okay. 1.2 Spooke is 'n ernstige saak, antwoord oupa. Indirek, oupa antwoord dat spooke 'n ernstige saak is. Punt. Is julle gereed, vra oupa? Oupa vra of hulle gereed is. Julle word hulle. Dit was 'n geraamte, roep Lindiwe uit. Lindiwe roep uit dat dit 'n geraamte was. Nommer 2, skryf die sinne in die direkte rede. Die oom sê dat hy sal loop as hy klaar is. Nou skryf jy hom so. Ek sal loop as ek klaar is. Quotation marks. Then quotation marks
by die rekenhede, remember your quotation marks, boys. Joshua vra vir die oom wat hy doen. Quotation marks, wat doen jy oom? Vraagteken, end your quotation marks, vra dubbelpunt, vra Joshua. Die oom sê dat hulle sy naam verkeerd gespel het. Quotation marks, julle het my naam verkeerd gespel, punt, quotation marks, dubbelpunt, sê die oom. Goed, voorvoegsels en agtervoegsels. Hoeveel weet jy van voorvoegsels en agtervoegsels? That's prefixes and suffixes, my boy. Boys, goed. Dit is van my. Byvoorbeeld, die voeltjie het gesinne. Hierdie is 'n voorvoegsel, want hy kom voor aan die woord. En die singende voeltjie inde is 'n agtervoegsel, want hy kom agter die woord. Agter die woord. En dit is jou prefix en jou suffix. Voorvoegsel, voor aan die woord, agtervoegsel, agter die woord. Goed. Dan draai my om. Identifiseer die voorvoegsel, stam en agtervoegsel. Nie al die woorde het al drie nie. Want die stam oukies is waaruit die woord bestaan. Hierdie is jou stam. Hierdie is jou stam. Juffrou sal jou hoor. Goed, nommer 1. 1.1. So laat my lyn loop na jou paragraaf en dan skryf ek vir my aktiwiteit 110. Dit is nie na jou paragraaf nie, na jou direkte en indirekte rede. Laat my lyn loop, skryf aktiwiteit 110. Dan begin ons met die vragies. Goed, 1.1 ernstige. Jou stam is ernstig. En jou agtervoegsel is Natuurlik, jou stam is natuur. En jou agtervoegsel is lik. Geskraap. Geskraap. Skraap is jou stam. Ge is jou voorvoegsel. Kriebelrig. Kriebel is jou stam. En rig is jou agtervoegsel. Ongeluk. Stam is geluk en on is jou voorvoegsel. Ongelukkig, jou stam is geluk, on is jou voorvoegsel en is jou agtervoegsel. Onderstreep al die afleidings in die paragraaf. Goed. Weerlig het deur die lug gekronkel. Gekronkel is 1. En hy kon die grafstene tussen die landgrasse sien. Die donder weer die klippad geslaan is 1. Joshua het sy moed by mekaar geskraap is 1. En die begrafplaas onderstreep, sy hek oopgemaak is ook 1. Die ou geroeste skryf jy neer, het gekraak skryf jy neer. Hy het vinnig geloop, nie skryf jy neer, onderstreep jy. In die middel van die begrafplaas kan jy onderstreep, gaan staan hy stil. Wat is dit? Hy hoor 'n sagte, hoe kan jy onderstreep? Tik, 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 van hy mistigheid kan jy onderstreep. So skryf jy daar paragraaf neer, seuns van nommer 2, en onderstreep al die woorde wat ek nou vir gesê het.
skryf die paragraaf oor, nommer 3, met die regte woord tussen hakkies. Die kinders luister aandagtig na oupa se vermaaklike stories. Oupa vertel van 'n man wat deur die begrafplaas geloop het. Dit was 'n stormagtige aand. Die man was bang, maar hy was hoopvol dat hy veilig by die huis sou kom. Goed, aktiwiteit 111 is net selfstandige lees. Jy hoef nie dit te doen nie, want ons gaan julle het al klaar my boek gelees in die lockdown. Skryf en aanbied, kan jy van online skryf 'n storie. Skryf 'n spookstorie van 100 tot 120 woorde. Dit kan meer wees as jy wil. Daar moet 'n inleiding wees, 'n liggaam en 'n slot, so 3 paragrawe, 100 woorde al te saam. Daar moet iets in die storie gebeur, en gebruik voornaamwoorde en byvoeglike naamwoorde, beskrywende woorde en voegwoorde. Goed, dan sal jy maar net beplan jou storie. So jou storie dit kan of 'n spookstorie wees, maar as jy nie 'n spookstorie kan skryf nie, kan jy ook maar skryf wat jy in die lockdown gedoen het. Ek gee nie om nie. Dan kan jy omblaai. Dan bladsy 113, skryf 'n boekresensie. So, ek gaan my lyntjie oplos en my skryf aktiwiteit 112, dan skryf ek gou maar 'n bietjie 'n storie, enige storie. Dit hoef nie, soos ek sê, dit hoef jy spookstorie te wees, dit kan enige storie wees, al is dit Rooikapie en die drie beere, maar enige Afrikaanse storie met inleiding en liggaam en 'n slot. Dan laat ek my lyntjie op, dan gaan jy nou vir 'n boekresensie skryf seuns. Nou 'n boekresensie gaan 80 tot 100 woorde wees. So die boek wat jy nou vir my in die lockdown gelees het van Afrikaans. Gaan trek vir asseblief hierdie volgende tabel oor en vul hom vir my in. Die titel van jou boek, outeur, who wrote the book, karakters, noem van al die karakters wat in jou boek was, en dan die intrige. Intrige beteken, what happened in the beginning, number 2, what happened in the middle, and number 3, what happened in the end. En dan mening oor die boek en aanbeveling, did you like this book and why? En sal jy dit vir iemand anders aanbeveel om te lees. Moet jy tell someone else to read it. Goed, aktiwiteit 114, tydsvorme. Beantwoord die volgende vraag in jou werkboek. Skryf die sinne in die verlede tyd, in the past tense. Oupa vertel 'n storie, oupa het 'n storie vertel. Die kinders hou van spookstories, die kinders het van spookstories gehou. Lindiwe glo nie dat spooke bestaan nie. Lindiwe het nie geglo dat spooke bestaan nie. Oupa sit in sy gemakstoel. Oupa het in sy gemakstoel gesit. Oliver luister gretig na die storie. Oliver het gretig na die storie geluister. Want daar moet 'n hoofletter te begin en met 'n punt te eindig. Skryf die sin in die teenwoordige tyd. Lindiwe sal in spooke glo. Lindiwe glo in spooke. Lindiwe sal nie in spooke glo nie. Lindiwe glo nie in spooke nie. Nommer 3. Oupa sal koekies gaan haal. Oupa gaan haal koekies. Nommer 4. Oliver en Lindiwe sal goeie maats wees. Oliver en Lindiwe is goeie maats. Goed, hersiening, hoe kan jy vir my doen? Rangskik, okay, so nou laat jy weer lyntjie oop, skryf aktiwiteit 115, onderstreep. Rangskik die woorde in alfabetiese volgorde. So onthou seuns, Karachi alfabet, A to Z, en then you put it in alphabetical order. Waters, woes, broeg, wees, wapper, wolke, weer, woel, was, draag. Okay, all of that starts with a W, boys, so please go look at the second letter. And if you find 2 second letters that are the same, go look at your third letter. Okay. Teken die tabel oor en gee die meervoud en die verkleining van die woorde. Goed, die enkelvoud is spook, meervoud spooke, verkleining spookie. Dan, hy verloor dan 1 op. So, spook word spooke, but it loses an O because it gets an E.
Voetjie. Kijk. Oupa, oupas, oupakie. Maar jou kie is 'n chi. T-J-I-E. Oupakie. Sock, sokke, sokkie. It loses an I, remember? Stoel, stoele, just one L. Stoeltjie, stoeltjie, stoeltjie. T-J-I-E. Begrafplaas, begrafplaase, plase, it loses an I. Begrafplaasie, it loses an I. Oog, oe, met 'n deelteken op jou E, oogie. Weerwolf, weerwolwe. Your F becomes a W, W-E. En weerwolfie, so dit word weer F, weerwolfie. Bytel, bytels, byteltjie. Nag, nagte, naggie, a double G. Oom, ooms, oompie. Okay, skryf die woorde oor met 'n kappie of deelteken op die regte plek. The next page. Geëet, 'n deelteken op die tweede E. Mens bly net so. Skerp kry 'n kappie op die E. Bederf bly net so. Wêreld, 'n kappie op die eerste E. Dieet bly net so. Finansiële op die eerste E. Kry 'n kappie by finansiële. He, kappie op die E. Droe, 'n deelteken op die E. En beïnvloed 'n deelteken op die E. Goed, aktiwiteit 116 is 'n speltoets wat jy sommer net lekker kan gaan lees. 117 is 'n woordeboek. Dit hoef jy nie vir my te doen nie. So dit is dit, oukies. Please do till activity 115. Nou, skryf my, aktiwiteit 116, dan skryf ek my daai woordjies net uit onder mekaar. And that was it for today, my boys. Now we're done with Afrikaans for the lockdown. Hopefully I can see you boys next week. I really hope so. We can start school again, but we'll listen to the news and we'll listen to the president and I'll let your parents know. But enjoy the Afrikaans and then I'll see you tomorrow for English.